Christo, jy het regte gaan studeer by Stellenbosch en toe in 1967 aangesluit by Pepstore. Nou dit net in perspektief te sit. Pepstore is begin in 1965. In 1970 het een winkel in De Aar gegroei na 114 winkels. Dit moes 'n ongelooflike tyd gewees het. Ja, dit was 'n opwindende tyd. Jy weet, want die mense met wie ek saamgewerk het, was almal mense, of die oorgrote meerderheid was mense van my wêreld. En trouwens, baie van die mense het familieverbintenisse gehad, of was baie goeie vriende. En ek vertel altyd jou storieetjie toe ek nou by Pepstores aansluit na ek by universiteit klaargemaak het. Mense het my pa gevra, nou wat doen Christo nou? Dat hy altyd gesê, die man het in die regte studeer en in die verkeerde gedwaal. So, het was eintlik so 'n bietjie van die merk af van waar ek nou eintlik wou begin. Renier van Rooyen, die stigter van die groep, het op 'n tyd gesê dat hy glo daaraan dat as 'n mens 'n sekere vlak van senioriteit bereik in die maatskappy, moet jy 'n aandeelhouer wees. Hoe daai beginsel gewerk? Wel, sy beginsel was dood eenvoudig. Hy het gesê, want verskeie mense het hom genader. Toe hy nou sy besigheid begin uitbrei, wat uiteindelik nou Pepstores geword het, om by hom aan te sluit. As werknemers en of aandeelhouers. En hy het gesê, goed, hier is sy reël. Jy kan nie 'n bestuursposisie beklee, dis nou 'n winkelbestuurder, nie? As jy nie 'n aandeelhouer is nie, en terselfdertyd jy kan nie 'n aandeelhouer word, tensy jy vir die maatskappy werk nie. 'n mate van eienaarskap. Ja, eienaarskap, absolute eienaarskap. 7 jaar later gaan hy terug na die balie toe. Hy praktiseer as advokaat, maar in 81 weer terug by die groep, hierdie keer as uitvoerende voorsitter. Hoe het dit gewerk? Wel, wat gebeur het, ek het na 'n klompie jare besluit, nadat die maatskappy genoteer is op die Johannesburgse effektebeurs, dit is in 1972, dat dit het so 'n bietjie van sy karakter van 'n familiebesigheid verloor, uit die aard van die saak, want dit was toe 'n genoteerde maatskappy. Die ander aspek was dat Renier van Rooyen was die nommer 1 man in die besigheid. Hy was die stigter, hy was die bestuurende direkteur, hy was die voorsitter. Ek was in 'n nommer 2 rol en ek sou dit nie anders wou hê nie. Maar ek het myself nie eintlik gesien as 'n ou wat op lang termyn 'n nommer 2 rol sou wou vervul nie. Dit was die een oorweging. Die ander oorweging was, ek het regte gedoen, ek het 'n sterk aanvoeling daarvoor gehad en ek is 'n bietjie aangetrek tot die ek kan amper sê die romantiek van 'n regspraktyk. Baie van my vriende was by die balie. En derdens, ek het toe begin dink aan trou en die manier waarop ons daai jare in Pepstores gewerk het, sou dit nie 'n baie goeie begin vir 'n huwelik gewees nie, want ek was 20 dae 'n maand van die huis af weg. So die 3 faktore het my laat besluit om balie toe te gaan, wat ek baie geniet het. Maar in 1981, toe Renier van Rooyen 49 jaar oud was, trouwens hy toe net 50 geword, maar daar was 'n lang aanloop, het hy besluit dat hy nou genoeg gehad het, dat hy wou aftree en hy wou die geld wat hy gemaak het geniet, en hy en ek het begin gesels. Op daai stadium was my aandeelhouding reeds dieselfde as syne, en daaroor gesels dat ek sal hom uitkoop en dan terugkom na die besigheid toe. As die hoofaandeelhouer en die voorsitter. Van 1981 tot vandag, een van die grootste sakegroepe in Suid-Afrika, een van die mees suksesvolle sakegroepe. Wat is die hoogtepunte op hierdie pad van 81 tot vandag? Wel, daar was 'n klomp hoogtepunte, maar natuurlik ook 'n goeie dosis laagtepunte. Die hoogtepunte was maar, jy weet, vir myself as persoon, was die, jy weet, om te sien hoeveel groeikrag daar in die besigheid was. Eerstens, omdat die model reg was, op die regte deel van die mark gemik, met die regte soort van sakefilosofie. En tweedens, om te kon sien oor die 4 dekades, hoeveel mense binne die besigheid gegroei het, suksesvol geword het, groter mense geword het, as wat baie van hulle ooit kon dink, hulle sou word. Dit geld ook vir my. Jy weet, die besigheid het baie groter geword as wat ek in daardie beginjare voorsien het dit kan word. As 'n mens kyk na hierdie sukses op 'n bietjie meer van 'n persoonlike vlak, het onder andere 'n eredoktorsgraad gekry, is erken deur meeste sakeorganisasies. Wat is die hoogtepunt? Wel, ek sou baie moeilik enige van daardie erkennings kon uitsonder as die besondere hoogtepunt.
Want jy weet, 'n mens, soos wat jy nou deur jou lewe gaan, kry jy mos nou maar heel wat klappe ook. En 'n mens is net dankbaar vir enige iets wat lyk na 'n mate van erkenning. Ek het altyd aanvaar dat watter erkenning ek ook al gekry het, was eintlik vir my gegee as verteenwoordigend van 'n groep mense. Want wat bereik is nie deur my jy weet, net op my eie bereik nie. Daar was duisende mense wat meegewerk het tot die sukses wat die groep geword het. As 'n mens kyk, jy sê gereeld, en is 'n aanhaling van oud-president Ronald Reagan, dat 'n mens kan enigiets bereik as jy bereid is om die krediet aan iemand anders te gee. Ja. Wat bedoel jy daarmee? Wel, juist dit wat ek voorheen ook na verwys het, nie, dat al hierdie goed is spanpogings. Dit is honderde of duisende of in ons geval 10.000 mense wat saamwerk, wie eintlik die krediet toekom vir wat bereik is. So, as 'n mens nou altyd jouself op die voorgrond wil sit en sê, kyk, dis nou ek wat dit gedoen het, dan in die eerste plek vertel jy nie die waarheid nie, en in die tweede plek kan dit ook nie dien as motivering vir die mense wat saam met jou die pad gestap het. As 'n mens kyk na groepe, veral in die kleinhandel wil ek op fokus. U sê in een van die jaarverslae dat die grootste kompetisie kom nie van groot maatskappye, dit kom van individuele klein sakemense. Wat bedoel jy daarmee? Pep Stores is 'n uitstekende voorbeeld daarvan. Toe Pep Stores begin het as 'n enkele klein winkeltjie daar in die dorre Noord-Kaap in Appington, was die kleinhandeltoneel in Suid-Afrika absoluut oorheers deur OK Bazaars, Greatermans, jy weet die eienaars van Stutterfords en later ook die eienaars van Checkers. Hulle het die hele kleinhandeltoneel oorheers. En daardie klein winkeltjie wat daar in Appington begin het uiteindelik albei daai besighede oorgeneem. Die verhouding van entrepreneurs en risiko, hoe sit daai aan mekaar? Jy weet, risiko is mos absoluut deel van 'n entrepreneur se lewe. Ek sê dikwels vir mense dat om 'n suksesvolle entrepreneur te wees, moet jy eintlik so bietjie van loetjie getik wees. Want as jy nou elke oggend wat jy opstaan, dink aan al die rampe wat jou nou vandag kan tref, die meeste waarvan jy absoluut geen beheer oor het nie, maar jy sit alles wat jy het op die spel, ten einde jou ideaal te verwesenlik. Ek meen, jy is mos nie heeltemal gebalanseerd as jy dit doen nie. En baie mense sal vir jou sê wat nou so deur 'n sakeloopbaan van 30, 40 jaar gegaan het, dat as hulle nou aan die begin geweet het net hoe moeilik dit gaan wees, dan sou hulle nooit die pad geloop het nie. Dis die een kant van die munt. Die ander kant van die munt is dat as jy terugkyk, dan lyk dit eintlik of dit so maklik was. U voel baie sterk dat 'n mens moet positief wees oor die land en oor Afrika. Ja. Praat van afro-optimisties en amper maak die punt dat dis tyd dat ons hierdie afro-pessimisme verban, dat ons daarmee afstand doen daarvan. Ja. Hoekom voel u so sterk? Wel, ek is in die eerste instansie van nature 'n positiewe soort mens, positief ingestel. Jy weet, ek kon nog nooit uitwerk wat nou eintlik die voordele is daarin om negatief te wees. Wat bereik jy nou eintlik daardeur? Ons weet mos dat die wêreld het twee kante, in die lewe het twee kante. So my geaardheid is die van 'n positiewe mens om mee te begin. Tweedens, my familie is al meer as 350 jaar in Suid-Afrika. So wat is ek nou anders as 'n Afrikaan en 'n Suid-Afrikaan? So hoe kan ek nou my omgewing opgee op my omgewing, negatief raak oor my omgewing, oor my land en oor my mense? Ek kan dit mos nie doen nie. En dit is die emosionele kant. Maar ek glo daar is genoeg bewyse vandag. As jy moet met onbevange oë na Suid-Afrika en Afrika kyk, dat die tyd vir hierdie vasteland het gekom. En jy weet, die makrosyfers bewys dit, van die wêreld se 10 vinnigste groeiende ekonomieë 'n jaar of 2 gelede, van die top 10 was 6 of 7 Afrika-lande. Is ons baie keer te krities oor die regering en sê nou, die regering moet iets vir ons regmaak. En wat ek weer terugkom na 'n gesegde wat hy weer eens vir Ronald Reagan aanhaal, dat die mees gevreesde woorde in die Engelse taal is basies om te sê, I am from the government and I'm here to help you. Ek dink ons Suid-Afrikaners, en as ek nou mag, jy weet, die ou soort van terminologie gebruik, veral wit Suid-Afrikaners, het te gewoond geraak oor die jare dat
Pretoria sal alles regmaak. En ongelukkig het ons, wat die voorheen bevoordeelde groep is, vandag, het 'n addisionele plig, en dit is om vir die mense wat voorheen benadeeld was, te wys dat mense vir hulle self iets kan en moet doen. Ons moet daai voorbeeld stel. En ek is bevrees, baie keer word daai voorbeeld net nie gestel nie. Want die klaagliedere is altyd daar. Ja, maar die munisipaliteit maak nie die pothole in die straat voor my huis reg nie. Dan bly mense in 'n huis wat miljoene rande kos. Dit kos R50 om die slaggat in die pad reg te maak. Maar hulle sal dit nie doen nie. Hulle wag vir die munisipaliteit om dit te kom doen. Nou watter voorbeeld stel ons vir mense wat in woonbuurte bly waar daar glad nie geteerde strate is nie? U was in wye verskeidenheid besighede. Mynbou, bankwese, kleinhandel, boerdery, landbou, wynbedryf. En tog sê op die einde van die dag, al hierdie goed gaan net oor mense. Wat bedoel jy daarmee? In elke besigheid. Dit maak nie saak wat die onderneming is nie. Dit gaan alles oor die gehalte van die bestuur. Jy weet, daai ou ding van net die ekstra myl loop, net die ekstra uur vroeër opstaan, ekstra uur later wakker bly om 'n ding af te handel en goed op sy tyd te doen. Dit is mense se passie wat alles maak. Niks anders nie, ek meen, ongeag watter besigheid dit is. As 'n mens kyk na die elemente wat 'n suksesvolle besigheid maak, watse elemente maak 'n besigheid suksesvol? In PEP het ons geglo dat die een element is dat jy moet, net soos wat elke individu 'n soort van lewensfilosofie moet hê, so moet elke besigheid ook 'n filosofie hê. En Renier van Rooyen, die stigter, het dit verwoord in 5 woorde, terme: geloof, harde werk, entoesiasme, positiewe denke en menslievendheid. As jy daardie 5 elemente in jou besigheid het en daarop bou, dan glo ek wat ook al jou besigheid is, moet dit 'n sukses wees. As jy gesels met 'n jong mens wat aan dink om te immigreer, wat sal die advies wees? Dit word vir my al makliker die laaste paar jaar om te sê, kyk net bietjie om jou rond en dan kyk jy hoe lyk dit in die res van die wêreld. Weet daai ou ding van die gras aan die ander kant van die draad. Kyk hoe lyk dit nou in Europa. En nou kom een ekonoom na die ander en vir jou vertel dat daar's geen kans dat Europa in die volgende 5 tot 10 jaar gaan herstel nie. Hy het 'n snel ouer wordende bevolking, et cetera, jy weet die hulpbronne, daar is nie eintlik natuurlike hulpbronne nie, was nog nooit. Daar's toenemende kompetisie van ander dele van die wêreld en so kan jy die hele ou ritsie nadele kan jy opnoem. Die meeste van die lande in die Europese sone is bankrot. Dit weet ons almal. Nou sal jy nou eerder daar wil wees waar jou pensioen en alles onder bedreiging is as hier. En dan aan die einde van die dag, afgesien van die ekonomiese moontlikhede, veral die van ons wat in hierdie mooi deel van die land woon in die paradys. Ons woon in die paradys. Alles, kyk die klimaat, die kos wat ons eet, die min druk van mense. Die een ding wat my altyd opval in Europa is, ongeag hoe welgesteld jy ook al is, jy is net altyd tussen duisende mense. Jy deur 'n lughawe gaan, in 'n straat beweeg in die verkeer. Ons is hier vry. Ek meen as ons hier in die Kaap vir al 10 minute in 'n verkeersknoop sit, dan is ons verskriklik ongelukkig. Mense in Londen sit 'n uur en 'n half.